Boerevriende, ons kuier nou hier lekker in die winter so diep in die Vrystaat by 'n baie besonderse boer en ook 'n volksgenoot en ook iemand wat 'n geweldige passie het om die boerevolk en die volk se erfenis vir ons te bewaar. En hy het ons so vinnig op 'n toer gevat vanoggend en ek moet vir julle sê, dit wat ek nou later vir julle gaan wys, is eintlik 'n belewenis, want jy stap letterlik honderde jare terug, toe die trekboere van die Oos-Kaap af hier in die Vrystaat aangekom het, en hoe hulle moes oorleef het. Nou so af en toe sien julle 'n lekker plaaskat, wat ook maar kom môre sê het, nou, hy is die bewaarder hierso om te kyk dat, jy weet, rotte en muise trek nou ons maar oralste in, dat hy wat noem hulle tog, die plaag kan beheer hier op die plaas. Nou so hele paar jaar terug, was ek baie bevoorreg gewees om saam met hierdie man, Tully Wilkin, 'n dokumentêr te doen, wat gebeur het hier gedurende die Tweede Vryheidsoorlog, naamlik hier in Ventersburg se omgewing. En as jy nou iemand wil ontmoet in jou lewe wat vol van geskiedenis is, nee, dan is dit nou hy. Nou ons het 'n 2-deel dokumentêr verfilm met die titel Tuin van Herinnering, wat eintlik verskriklik was, wat die Britse moordenaars aan die volk gedoen het gedurende hierdie omgewing. Nou ook was hier natuurlik 'n ander boereverraaier met die naam van Olaf Berg met 400 swart Britse soldate wat 'n skrikbewind in hierdie area gevoer het, deur plase te plunder en te sorg dat vrouens en kinders of in die Bloemfontein se konsentrasiekamp of in die Kroonstad se konsentrasiekamp gevang moes word en daarheen gevat moes word. Rudy, ek is maar hier gebore in die omgewing, so 5 kilometer van hier af waar ons my pa geboer het. En toe het hy nou 'n klompie jare later het hy hierdie grond gekoop. En ek het maar baie gelees van kleins af, was ek baie lief vir lees, en noodwendig kom jy maar op geskiedenis ook af, en die geskiedenis het my geweldig begin interesseer, plus dan nou onderwysers wat die belangstelling gaande gemaak het in geskiedenis, en so die ding maar geleidelik deur die jare ontwikkel en gegroei, en dan begin 'n mens rondom jou rondkyk, jy sien ou goed, jy raak nuuskierig, jy vra wat dit was, of jy begin uitvind, navorsing doen. Baie keer sien jy goed, artefakte wat mense weggooi, of wat op skrootwerwe beland, wat ek dan noodwendig by mekaar maak, en kom bære het. En so het ek aangegaan, seker vir 40 jaar, wat die goed in kaste en in kratte gebære was, en so 20 jaar gelede, het 'n vriend van my, De Wet Uys, vir my gesê, jong, jy moet dink wat jy met die res van jou lewe gaan maak,
jou seun kom nou plaas toe, en een of ander tyd sal jy die leiersels moet oorgee, dat hy oorneem, wat gaan jy doen met die res van jou lewe? Hoekom oorweeg jy dit nie om bietjie meer in die geskiedenis in te gaan en 'n museum op die plaas te begin nie? En die gedagte het die saadjie gesaai en ek het begin om my kratte uit te pak en die plek te ontwikkel met tweedehandse materiaal wat ek gekry het ek die plek begin oprig en uitbrei, en soos wat die mense te hore gekom het van waarmee ek besig is, het al meer en meer mense vir my goed geskenk. Baie van hulle se kinders het oorsee getrek, geëmigreer, met die gevolg is, die goed sou verlore gaan. Hulle het nie meer iemand gehad wat dit kan erf nie, en so het ek dit, my versameling al groter en groter begin word. Jy het ongelooflike werk gedoen. Jy is nou 'n trotse eienaar van 'n pragtige boek wat jy geskryf het oor wat in die Ventersburg en omgewing distrik gebeur het en wat kykers by jou kan bestel, want dit is iets baie, baie besonders. Waar het die idee gekom by jou om 'n boek te skryf oor hierdie omgewing? Noodwendig met my versameling van of my belangstelling in die geskiedenis het ek met die tyd op baie stukke afgekom wat oor Ventersburg handel, en ek het dit bewaar. Ek het dit eenkant gesit, dat dit nie verlore gaan nie, wat nie myne was nie, het ek afdrukke van gemaak, gekopieer en gebeere, met die idee om eendag al die inligting oor Ventersburg by mekaar te sit in een bundel. En so 10 jaar gelede, toe besef ek maar die tyd stap aan. As ek iets wil doen, moet ek dit begin doen. Toe ek die verskillende bronne van my begin by mekaar sit. Ja, en dit is nou weer 'n ander storie. Ek is 'n man wat nie eintlik rekenaarvaardig is nie. Ek het eers begin om alles met die hand oor te skryf. En dit was nogal 'n enorme taak, veral vir iemand wat gewoond is om in die buitelug te werk. Jy's werk met eisters en goed. Jy's nie gewoond om in 'n kantoor te sit en te skryf nie. En toe dit nou klaar geskryf is, is dit nou vers 2. Die goed moet nou getik word. Om nou in getikte vorm te kry ook. Baie gesukkel, dan gee ek moed op. Dan kom hier iemand aan wat hoor waarmee ek besig is. Dan praat hy my weer moed in. So ek sou sê van dat ek begin die eerste goed skryf het, tot die eindproduk by die drukkers beland het, omtrent 5 jaar wat dit geneem het. Nou vertel ons net so 'n bietjie, wat kan mense nou alles in hierdie boek raak lees, en wys net so 'n bietjie, ons sal hom nou op 'n ander manier afneem. Wat is nou alles daar in hierdie pragtige boek van jou? Jong, soos dit op die voorblad staan, Rudy, dit gaan oor alles. Alle inligting wat ek oor Ventersburg kon in die hande kry, het ek hierso ingeskryf. Dit begin by prehistories, histories en dan nou stories. Prehistories is wat ek uit die omgewing uit kon afgelei het, wat hier gebeur het, tydens die skepping, na die skepping of kort daarna. Dit gaan daaroor. Dan histories gaan oor die gedeelte van dat die eerste geskrewe verslae geskryf is oor wat hier in die binneland aangegaan het. Als wat ek kon in die hande kry, daar is miskien bronne wat ek gemis het, maar dit wat ek my hande op kon lê, die het ek hierin vervat. En dan nou stories gaan oor stories wat mense my vertel het van hulle ondervindinge in die omgewing, hulle ervaring van ons omgewing, hoe hulle hier groot geword het, en kostelike stories wat uit dit uitgekom het. Baie mooi stories, wat ek moet sê, lelike goed ook, ek het die lelike goed uitgelaat. Daar's goed wat mens nie op skrif wil stel nie, maar 'n lag en 'n traan, al twee kom in hierdie boek voor. Mooi stories en lelike stories, maar die erger lelike goed het ek uitgelaat, net die mooi stories. Mens
ervaar soveel lelike goed deesdae, dat mens wil graag die mooier dinge vertel. Wat my eintlik geplaat, voor ek dit begin skryf het, het ek in verskeie bronne navorsing gedoen oor Ventersburg, oor die dorp wat buitestanders daaroor geskryf het, en daar was eintlik niks. En toe dog ek, ons geslag is besig om uit te sterf. Ek dink, as ek het nie gaan doen het nie, sou die inligting wat ek bymekaar gemaak het, verlore gewees het, en dit sou vir ewig weg gewees het. Nou is daar daarom iets wat agtergelaat word, vir iemand om te sien, die gemeenskap wat ons was, en hoe lekker het was gewees het om hier te gebly het. As mense die boek wil bestel, hoe gaan hulle te werk en wat kos die boek? Dis natuurlik nou posgeld ingesluit. Ja, dis nou 'n moeilike begrip, want die eerste boeke het ek verkoop vir R250, en toe ek nou herdruk wil dit doen, dis dit R350, en die koste styg drasties. So ek kan nie 'n prys vasmaak nie, maar mense kan met my skakel. My e-posadres is taliwilken36@gmail.com, als klein lettertjies. Kan hulle my per e-pos kontak, en dan kan ons praat oor die prys, en dan kan ons ooreenkom daarmee. En hoe kontak mense jou? Jy het nou seker ook 'n loopfoon of 'n selfoon. Ja, As jy vir my net 2 keer daai nommer kan herhaal. 082 960 9502. 082 960 9502. Nou Tali, mense sal na hierdie opname definitief vir jou wil kom kuier. Want hier is te veel goed wat jy nie in 'n oggend kan opneem. Hier is soveel afdelings van jou museum. Jy het, ek dink 4 afdelings. Gee net vir ons so 'n bietjie, jy weet, vertel ons 'n bietjie van elke afdeling wat jy het. Wel, soos ek sê, ek het begin by prehistories. Hier lê versteende of gefossiliseerde boomstompe. Dan kom ons by plaasimplemente, werktuie van Tuka se tyd, soos ons ouers en voorouers dit geken het. Ossewaans, ploë, handgereedskap, handbore. Onthou net, daar was nie elektrisiteit beskikbaar destyds nie. Alles moes met die hand gedoen word. Dan het ek 'n boekery hierso, ongeveer 3000 boeke wat ek hier het, plus dan nou seker nog 3000 tydskrifte van 1917 af tot die huidige. Dan het ek huishoudelike toerusting wat die vrouens in die huise gebruik het, vrugteskillertjies, handmeelentjies, koffiemeelens, daardie tipe toerusting, die stowe wat hulle gebruik het, hoe hulle geleef het destyds, die parafin yskaste, vrieskaste, koolstowe, en dan nou later waar hulle oorgegaan het na parafin toe, parafinlampe, lanterns, 'n soortgelyke toerusting. Dan het ek geskiedenis, veral oor die rebellie, het ek heelwat uitstallings oor goed wat die mense in die kampe gemaak het toe hulle tydens die rebellie in die kampe aangehou was, en dan nou stories daaromtrent ook. Nou hier begin die prehistoriese deel van my boek wat ek oorgeskryf het. Kyk, daar is niks opgeteken behalwe in die Bybel oor die skepping wat plaasgevind het nie. Maar een of ander tyd kort na die skepping het hier 'n meteoriet die aarde getref hier by Vredefort. Hulle praat van die Vredefort koepel. Nou hulle reken die meteoriet was so groot soos Tafelberg gewees, 15 km in deursnee. Hy het net ingekom met 'n spoed van 20 km per sekonde. So dit was iets geweldigs gewees. Dis teorieë. Nou, hy het geweldige hitte vrygestel, en teen die geweldige spoed wat hy die aarde getref het, het hy 'n groot krater gemaak in die aardkors. Nou
buiterande van die krater, as mens op Google Earth kyk en jy gaan na Vredefort koepel toe, sien jy dofweg die buiterande van die krater, kom hierdie omgewing, kom die krater verby Heilbron en dan nou Witwatersrand. So dis 300 km wat die buiterande van die krater was. Nou hier moes groot woude gewees het destyds. Nou my teorie, ek sê nie is reg nie, maar dit kan net sowel reg ook wees. Hier was groot woude gewees en met die slag wat die meteoriet die aarde getref het die grond opgespat tot 10 km hoog en afgekom en met die hitte en drukking van daai massas, miljoene tonne grond, alle woude verseël eensklaps, dat daar geen suurstof in die grond was nie. Hitte het alles vernietig wat kon verrotting veroorsaak het en die woude is bedek onder die massas grond. Nou hierdie boom was reeds dood gewees. Hoekom sê ek so? Hier is merke van wurms wat hier gevreet het in die boom. As jy mooi kyk hierso, dis gaatjies wat deur wurms gemaak is, hulle vreet verrotte hout. Nou, hoekom het die boom nie verder verrot nie? Nou, dis nou waar my teorie inkom van die meteoriet wat als verseël het. Hulle was besig om te vrot, hout wat doodgaan verweer en disintegreer mettertyd. En dit het hier nie gebeur nie. Met ander woorde, die boom is eensklaps verseël onder geweldige drukking en die versteningsproses het plaasgevind. Soos hierdie een byvoorbeeld, skat ek is omtrent 100 jaar oud gewees as ek sy jare in het tel. Nou dis als bome wat ons hier uitploeg uit ons mielielande uit en mettertyd vat ons dit weg om in die lande gewerk te kan kry, dan ek hulle hierse kom uitpak. Baie interessant. Ek kon nooit die teorie verstaan het, hoe het so 'n boom versteen geraak nie, maar wat jy nou vir my verduidelik, maak vir my heel, jy weet, logies sens. 'n Boom wat omval en doodgaan vrot. Ja. Hoekom het hulle nie gevrot nie? Ja. En dan nou ook verder, hier was so in 1948 was hier goudbore hier gewees in die omgewing. Hier ander kant die spruit het hulle geboor vir goud. Toe het hulle op 120 meter het hulle laagies steenkool gekry. Nou steenkool is ook mos maar plantmateriaal wat gekompakteer geraak het ondergrond. So hier het geweldige woelinge plaasgevind vroeër jare wat ons nie van weet nie. So kort na die skepping het dinge gebeur hierso. Nee, goed. Ek wil graag 'n storie oor hierdie een vertel. Dis 'n grafsteen. Maar nou moet die son daai kant staan om te kan lees wat hier staan. En ek weet nie of ek hom gedraai gaan kry nie, kom ons kyk. Want ek het gedink ons moet 2 uur hierso kom. Maar nou lyk die dinge anderste. Nee, hy moet omval nie. Doe maar, hy's reg. Wat ek net sien. Ja, hy. Ek weet nie of jy hom... Nee, los hom net so. Hy staan reg. O ja, ek sien. Ja. Ek staan hier kant. Daar is die naam ook nou mooi duidelik op die grafsteen. Rachel. Ja, kan ek maar praat. Ja, ja. Hierdie grafsteen het ek in die veld op die plaas Olie opgetel. Ek kon nie eintlik 'n teken van 'n graf daar sien nie, maar hier staan, hier leg myn oorlede vrou Rachel. Nou, as jy reg onthou, in die groot trek het die mense maar hulle waans gepak en begin trek die binneland in. As iemand langs die pad doodgaan, wat? Was net daar begrawe. Toe maar net daar begrawe en aangaan. Dis my vermoede wat hier gebeur het, maar nou het ek maar my eie storieetjie uitgedink na aanleiding van dinge wat ek in die geskiedenisboeke opgetel het. Rachel. Haar naam was Rachel Dietrich. Sy's gebore in Breslau, Silesië, so
1799. Haar ouers is dood in die Napoleontiese oorloë. Sy vlug tot in Nederland, waar sy by familie beland, en later kom sy na die Kaap as 'n diensmeisie. Sy trou met 'n van Jaarsveld in die Kaap, en sy op die ou ende gaan dan na die oosgrens, van daar af trek hulle met die groot trek op Vrystaat toe, en daar is sy toe nou oorlede tydens die trek. So, agter elke naam is daar 'n storie. Dit is 'n storie. Nou hierso, spoelklippe, wat ons ook hier by ons optel. Normaalweg kry jy hierdie klippe slegs in rivierlope. Nou, die naaste rivier van hier af is Valsrivier, Kroonstad, en Sandrivier, hier na Winburg se kant toe. Dis 50 km die kant toe en 50 die kant toe. So hier moes vroeër 'n rivier ook gewees het. Want hoe anders sou die klippe hier beland het. En hierdie is oulandsklip, wat lyk of hulle mekaar vasgesmelt het. Nou dis weer, ons kry dit omtrent so op 'n halwe meter na 'n meter, kry ons dit so laag van dit. Wat my laat dink, daai meteoriet met sy geweldige hitte, kon dalk veroorsaak het dat die klip so aan mekaar vasgesmelt het, want normaalweg is die klip heeltemal los van mekaar af. Goed, waar gaan ons nou heen? Ons is waar as toe. Ja, as jy nou 'n liefhebber is van ossewaans, dan stel jy die regte man wat nou vir jou 'n bietjie kan klas gee oor al hierdie besonderse aste van ossewaans. Die kakebeenwaans wat die voortrekkers gebruik het tydens die groot trek, selfs tot in 1852 het houtaste gehad. Hulle het nie ysteraste gehad nie. En dit was nogal 'n probleem, so as breek langs die pad. Veral die Vrystaat het destyds nie bome gehad nie, dit was grasvlaktes geweest, dan het jy 'n probleem. Maar van 1852 af het hulle begin ysteraste maak, soos hierdie. Die gewoonte was om die datum op die as uit te kap destyds. Jy sien 1856 op die waar-as uitgekap. So hy is een van die eerste waar-aste wat gemaak is na 1852, toe hulle die houtaste met ysteraste begin vervang. Nou die ysteraste kon so 2 na 3 ton dra, so kakebeenwa. En mettertyd het die mense begin dorpe stig en nywerhede begin gevestig raak, en daar bestaande behoefte aan nywerheidstoerusting, swaar masjiene, vermeel en so goed. Toe is die waans nie meer sterk genoeg nie. Toe het hulle begin om die bokwaans te maak met hierdie aste. Dis nou gelykstaande aan daai byeboer waarvan my, hulle kon vrag dra tot 8 ton toe. Dis nou die bokwaans wat hulle gebou het. Tot 1894, toe die treine nou weer begin inkom, dat nou weer die waans begin stadig uitfaseer het, behalwe op die syroetes, het hulle nog steeds die waans gebruik om vanaf die stasies die produkte binneland in te vat of na die stasies toe te vat. So die waans het nog vir baie jare tot in die 1950s het hulle nog bokwaans gebruik, en daarna het hulle begin om sleepwaans te gebruik. Interessant, nee, 'n gewone Toyota bakkie of 'n Ford bakkie kan maar 1 ton dra. En daai ossewa dra vir jou 8 ton. Ja. Nou moet jy weet hoe sterk moet daai osse gewees het wat daai, jy weet, bokwa moes getrek het, of die ossewa getrek het. Ja, hy het dan 12 tot 18 osse wat hulle ingespan het voor hulle, so hy kon trek. Maar nou het hy sulke smal bande gehad wat weer diep in die grond ingesny het. Veral as dit nat is, het hulle maar gespook om weg te kom hoor. Hierdie is 'n klip uit 'n meule uit. Dis nou die meelsteen wat ons van praat, wat die Bybel ook van praat, 'n meelsteen om jou nek. Nou, normaalweg werk die meulings met hierdie tipe stene. Maar wanneer hy die steen breek, en daar's nie voorraad nie,
moet die boere maar 'n plan gemaak het, dan het jy uit sandklip uit vir jouself 'n meelsteen gekap soos hierdie ene. Jy het hom met lood vasgemaak, gesmelte lood hier ingegooi om die as aan die steen vas te heg. Dan die ander steen bo oor gekom wat nou 'n groot gat hier gehad het en die koring het nou hier ingekom. En in die proses wat die perd rondom geloop het om die steen aan beweeg te hou, het hierdie toerusting die koring afgeforceer tussen die twee stene in en die koringmeel is gemaal. So dit gewerk. Daardie ou waterpompe. Ek weet nie of daar wil staan hierdie en dalk beter werk. Die eerste boorgate het hierdie tipe waterpompe opgekry, daar was nie windpompe nie. Want jy hierdie pomp op jou boorgat gesit om water so uit te pomp. So dit was 'n meganiese proses. Jy moes al die huishoudelike water moes hiermee gepomp word. As daar nie spruite was waar daar fonteine was, moes die vee se water ook hiermee uitgepomp word. Hierdie kanon is 'n model van 'n Krupp 1879 model wat tydens die Eerste Vryheidsoorlog gebruik is. Hierdie twee wiele is wiele wat op die Sunshine Stroopers gewerk het en 'n vriend van my, Wessel Baardhorst, het die twee wiele vir my geskenk. En ek sien eendag 'n prentjie van 'n 1879 Krupp kanon. En toe besluit ek maar die kanon se wiele lyk amper soos hierdie twee wiele. Toe ek sommer van sink vir my 'n model gaan maak van daai kanon. Maar jy's reg vir die oorlog. Nee, ek weet nie of hy ver gaan kom. Eerste skoot gaan ontplof en die hele ding wegskiet. Ek kan miskien net hierso ook wys. Dit is van die eerste windpompkoppe wat gemaak is. Hy kom nou heel bo op die toring van die windpomp. Ja. Op die toring van die windpomp. Dis nou hoe hy lyk as die dop nou af is. As die dop af is. Ek het hierdie een uitgegrawe. Dis net so 'n punt van hom wat uitgesteek het bo kan die grond. Hy was seker vir 50 jaar wat hy onder die grond was. En na ek hom uitgegrawe het, bietjie skoon gemaak het, toe ek die wiel begin draai en als het gewerk. Hy's nou weer bietjie vasgeroes, maar daai tyd het als gewerk. Ek vra ek vir my kinders, as jy nou vandag se rekenaartegnologie vir 50 of 100 jaar in die grond in die wind en weer laat lê, en jy grawe hom dan uit, gaan hy werk. Die rekenaar wat net een keer nat geword het, is daarmee heen. Terwyl hierdie ou tegnologie, as hy net skoon gemaak is hy weer reg. As hy. Ek wil net hierdie omslagploegie wys. Hoe hy werk. Dis seker nou waar die naam vandaan kom, omslag, want Ja. hy kan van die een kant aan die ander kant toe Ja. draai. Jy hoef nie 'n akker aan te voer wat op die ou en te hol voor in jou land gaan laat nie. Jy ploeg elke keer met dieselfde voor wat jy die kant toe gaan het. As jy op die ander punt van die land kom, dan swaai jy net die skaar om, dan kom jy weer met dieselfde spoor terug. En as jy op die punt kom, draai jy hom weer om en hy gaan weer met dieselfde spoor. So dis baie ou tegnologie. Mense maak asof dit nou 'n vreeslike nuwe uitvinding is, maar dis 'n osploeg wat 'n omslagploeg is. So die os word nou daarvoor ingespan Ja, en dan trek hy hom nou. Ja, hy staan nou op sy koppie. Ja. Hy moet nou eintlik plat lê. Ja, hy lê plat. Maar ruimte maak dat ek hom so gesit het. Hierdie Hier staan greenbone cutter. As jy vinnig moet sê wat is 'n greenbone cutter in Afrikaans, Rudy, wat sou jy sê? Groenboon snyer. Ja, ons boere praat almal so. Ek het dit ook al gesê, ek het al professore dit hoor sê. Ja. So, jy hoef nie sleg. So ek hoef
Dit beteken, dis 'n pas afgeslagte beeskarkas se bene. Bones. Ja. Beans is boontjies. Dis nie bone nie. O, bone. Ja, bone. Dis natbene van 'n pas afgeslagte beeskarkas wat dan moet die ding gemaal word om beenmeel te vervaardig. Dis ek sien die datum daar 1903. Ja, 18 85, 86, 89 en 1903. Ja, is sy patente uitgeneem. Yes. Ja, dis interessant hoe ons boere in daai slagyster trap. Ja, hierdie is ook 'n ou ploeg. Die eerste ploeg wat die land ingekom het van Amerika af. 1875, dus kom sy nommer is 75. Hy's in New York vervaardig. Hulle was vir jare dat hulle die wêreld hier rondom gekeer het. Ek weet nie of jy daai bye kan afneem daar waar hulle is nie. Dis nou eintlik die naam van die wa. Ja. Bye boer wa. Ek gaan nou verduidelik. Okay. Dis nou 'n vangkassie wat die bye in gevang word en dan word hulle nou later oorgeplaas in 'n ander volledige korf. So ek waag my lewe nou hier vandag saam met Tally met al hierdie bye. Nee, want hulle is rustig. Hulle is nog 'n trekswerm wat pas ingetrek het hier, so hulle is nie kwaai nie. Hulle het nie baie om te beskerm nie. So ons sal sê hulle is KP bye. Okay. Hierdie is nou 'n Sunshine koringstroper. Voor hulle ingekom het, het die mense die koring met sense gesny of met sekels afgesny, gerwe gemaak, op die waans gelaai, na die dorsvloer of die trapvloer gevat en op die trapvloer uitgegooi en dan perde ingejaag om die koring uit te trap, wat 'n vreeslik omslagtige proses was, want dan moes daai koring nadat dit uitgetrap is met grawe uitgewan word, houtgrawe wat hulle gebruik het, dat die wind die kaf wegwaai en die koring val grond toe en die koring word dan nou in sakke gegooi. Maar toe die Australiërs hierdie stroper ontwikkel hier in die 1930s, dis die Sunshine stroper. Hulle is gebou, hulle was wêreldleiers gewees destyds. Hulle het duisende van die stropers wêreldwyd uitgevoer. Dit was 'n suksesresep wat uitstekend gewerk het. Baie makliker as om met sekels te sny of met sense te sny, want daai sekelsnyery was 'n rugbreekwerk gewees destyds. So, maar jy moes nou 'n trekker hê om die ding te sleep. Maar hy het nou baie vinniger gewerk as met die sekels, want hy het nou net operateur daar nodig gehad en een hierso. Die man wat hier gesit het gesorg dat hier sakke hang aan hierdie hakke. Dan maak hy, so terwyl hy stroop, vind die dorsproses nou in die stroperplaas. Die koring val in die sak wat klaar uitgedors is en as die sak vol is, word hy oorgeskakel dat hy in die ene gooi. Dan haal hy die sak af en hy werk hom toe met seilgare en naald. Dan word hy op 'n platform gesit hier aan die agterkant. En as die platform so 5 sakke op het, dan trap hy hefboom, dan gooi hy die sakke af. En vanaand, voor son onder, dan word daar nou met die ossewa of die bokwa, soos hulle gesê het, nader gekom en die sakke word dan nou op die wa gelaai om in die skuur te gaan bære vanaand, laat hulle nie nat reën en vrot word nie. Nou die sakke het 90 kg geweeg, 210 pond. Dis nie 50 kg of 20 kg. Dis 90 kg. Nou daar was van hierdie ou boere, onder andere die oom Cronje wat destyds hierdie plaas gehad het, wat 10 van daai sakke na mekaar alleenig op 'n wa kon laai. So daai was van daai man wat flink was en fliks sterk was hoor. Maar die meestal het hulle op 4 hoeke van die sak het elke keer 'n man gevat en met 'n plikbeweging die sak in die lug geruk en dan het een onder die sak ingekom en op die wa gelaai. Dis die normale manier. Maar daar was enkele boere wat uitsonderlik sterk was. En dan na die oes word die sakke wat nou in die skuur gepak is, weer op die bokwa of die ossewa gelaai en af stasie toe gevat, Henneman stasie toe. En daar word dit nou aan die Jood verkoop. Dit word in middens gepak, gestek soos die ou mense gesê het. Die middens is tot 3 verdiepings hoog gepak. Daar was nie silo's daai tyd nie.
So wat was 'n midden? Die miet is vol sakke gepak. Hulle is so op mekaar gepak in 'n ampere piramidevorm tot 3 verdiepings hoog. Nou om hulle daar bo te kry, het hulle sulke trappies gepak met die sakke ook en om dan nou. Dit was 'n kuns gewees en dan nou toegemaak met seile agterna en soos wat dit benodig word of verkoop word, is dit dan nou weer van daar af uitgelaai. So dit was 'n redelik omslagtige proses geweest, maar nogtans makliker as om met die sekels te sny. Nou die stroopers van 1940 af het hulle met rubberbande uitgekom, maar voor 1940 het hulle ysterwiele opgehad en soos ek sê, hulle tot in die 1970s is daar met hierdie stroopers koring gestroop. Toe het hulle geleidelik uitfaseer as gevolg van ontwikkeling, veral in Amerika en Europa, wat stroopers baie moderner geraak het, tot in 1990, toe die fabriek in Australië toegemaak, om daar nie meer vraag na hulle produkte was nie. Hulle het mielie dorsmasjiene ook gemaak, soos die een wat daar so staan, maar hulle hoofproduk was Sunshine stroopers gewees. Waar kom hierdie Sunshine stroopers vandaan? Australië. Ja. So, die boere van daai tydperk, hoe lank dink jy het dit nou gevat, as hy nou so 'n stroper bestel het, om hom hier op sy plaas te kry? Onthou nou, hy moet nou met die skip van die ander kant af hierna toe kom. Ja. Het jy enige idee? Nee, ek het geen idee nie. Wat ek vermoed, die was agente gewees wat, kyk, die goed was nie so duur daai tyd nie, want hy's van hout en sink gemaak. So hy was relatief goedkoop, dus kom die boere hom kon bekostig. Daar's nie vreeslik baie tegnologie nie, maar alles het gewerk aan die ding. So die handelaars het voorraad van dit gehou en dan die boere nou maar gekom en die voorraad by die handelaar gekoop. En as die handelaar sien sy voorraad begin min raak, het hy weer 'n bestelling gemaak na Australië toe en hulle het weer 'n skeepsvrag vol vir hom gestuur. So ek dink hulle het altyd voorraad gehad, maar as jy hom van die plaas af uit Australië moes bestel het, so ek sê maklike jaar wat jy sou moes gewag het vir hom. Jy praat nou so van hierdie manne wat hierdie sakke so opgetel het en bo op die wa gegooi het. Daar was stories gewees van wyle Jan Wilkins. Is jy familie van Jan Wilkins? Nee, hy is die Wilkins met die S, maar die Wilkins het nie die S agter. Nee, ons is nie. Nou kyk, hy was 'n baie bekende rolstoeier in Suid-Afrika. Ek sal nooit vergeet toe hy 'n Big John Strombo so rondgegooi het daar in die kruit. Ja. En hy was blykbaar 'n man gewees wat so 'n sak mielies met een hand opgetel het. Jo. Ek weet nou nie of die sak nou so groot was nie en hom dan ook bo. Ja. Jy weet op so 'n wa gesit het. Nee, ek onthou Jan Wilkins goed. Ek was een van sy bewonderaars gewees. Ja. Maar wat nou vir my ook altyd so interessant is nie, as jy nou kyk na al hierdie ratte en goed, daar moes 'n masjien gemaak gewees het om net daai spesifieke rat te maak. Ja. Om hierdie ding nou te kry. Jy weet, laat hy werk. Ek blaaskat. Hy kom hou inspeksie. Ja. Ja, dan is my windpomp uitstalling ook nog hier agter. Ja. Windpompwiele en windpompsterte. Staan net so 'n bietjie daarso en dan vertel jy nou net. As 'n mens nou kyk, baie mense ry met die pad langs. Staan net vir my daar voor hom. By die pad langs dan sien hulle nou 'n windpomp aan die veld. Maar dit is eintlik hoe groot daai wiel van 'n windpomp is. Ja. Nee, dis ook 'n era wat nou verbygegaan het. Sedert sonpompe ingekom het wat baie makliker is. Een man kan 'n sonpomp installeer.
weer en herstel. Terwyl 'n windpomp, om 'n windpomptoring op te sit, is 'n enorme werk gewees. En dan nou om die pype in die gat te vervang, het jy ook minstens 4-5 mense nodig om aan 'n windpomp te werk. En jy moenie hoogtevrees hê nie. Dis my probleem gewees. Ek kon nie, as ek bo op 'n windpomptoring was, het ek gevries. Ek kon niks doen nie. So ek kon nie daarmee regkom nie. So dis 'n era wat verby is hierdie van die windpompe. Dis hoekom ek hierdie windpompsterte en wiele hierso kom uitstal het, omdat dit ook iets van die verlede is. Hulle gaan nou vinnig uitfaseer, want dit is geweldig duur om aan 'n windpomp te laat werk deesdae. Maar Tally, jy het my mos vertel, jy het op hierdie plaas het jy omtrent 10 windpompe gehad, jare terug. Ja. Kyk, toe was ons nou baie water gewees. En toe ek nou weer so 'n paar jaar terug hier by jou kom, toe het jy net een oor. Toe vra ek nogal vir jou, maar nou wat was die rede gewees dat jy nou nog net een windpomp hier oor op die plaas het? Onthou jy het my mos vertel. Ja. Toe sê jy het nie genoeg wind gehad vir al 10 nie. Ja, dis 10 jaar gelede, my verheer is nie meer so lekker nie. Hierdie is die Milie dorsmasjien, ook 'n Sunshine, soos hierdie stroker wat ek nou van gepraat het. Nou jy die wiele afgehaal, want ek plat op die grond gestaan, hierdie sakke gehang wat nou die milies opgevang is wat gedors is. Die milies is op die land geoes, met die hand afgepluk, in sakke gegooi, en dan is daai sakke met mieliekoppe opgelaai op die ossewa, en dan is die ossewa nou aan die ander kant van die dorsmasjien ingetrek, en hy het met 'n plat belt, het 'n trekker met 'n poelie om aangedryf, en dan het hy die goed ingevoer, dis gedors, in die sakke opgevang, toegewerk, of eers geweeg hierso op 'n skaal, dan toegewerk, en dan nou van daar af ook weer op die wa gelaai, en Henneman toe vervoer. Als met die hande gedoen, daar was nie massahantering daai tyd gewees nie. Mense het hard gewerk, baie hard gewerk. Nou, hoe oud is hierdie model nou? Ek skat so 60, 70 jaar, ja. Ja, hulle is omtrent ook vir 50 jaar gebou gewees, hierdie masjiene. So hy kan maklik 50, 60 jaar oud wees. Goed. Ons gaan daar vorentoe. Nou, so hier kom ons nou in die eerste gedeelte van die museum. Ek wil net die lig gaan aansit. Nee, ek het net gou kyk. 30. OK. So jy moet nou hierso vertel wat nou vir wat gaan hierso. Destyds was daar nie baalmasjiene nie, wat hooi gebaal het nie. Die mense het harke gehad wat die hooi op hoopies gegooi het, dat jy met die bokwa gekom, met gaffels die hooi op die wa gelaai, en dan middens gaan pak, wat vastgetrap en gekompakteer is, dat die reënwater nie kan die middens binne dring nie, want hy is nie soos 'n baal gewees wat styf gedruk is nie. Nou om die miet oop te maak, weer vir die beeste te gaan voer, het jy hierdie masjien of apparaat nodig gehad, wat die voer gekerf het in die hooi miet. Want die stukke uitgesny so groot soos wat jy wou hê, hy's baie skerp gewees, en dan kon jy die voer sny, om vir jou beeste te gaan voer. Hierdie is 'n besonderse oliekan. Waarvoor hy gebruik was, wat sy spesifieke doel was, weet ek nie. Ek raai maar, dit is dalk op die spoorweë, wiele of iets, waar daar baie gevaar was, dat jy nie naby aan die
plek wat olie moes kry, maar gekom het nie, wat jy hom olie gegee het, en so gepomp het. Dit is my iets besonders hierdie. Hieronder het ons 'n vormblok, is 'n metaalblok, die Engelse woord is swage blok, waar hy gaan saam met hierdie ene in die grofsmid se winkel. Dis hulle toerusting gewees. Jy het nie daai tyd hoekeisters en snaakse eisters gekry nie. Jy het 'n plat eister gekry en dit was dit. Jy moet van daai plat eister moet jy maak wat jy wil hê. So want jy op die Smits vuurherd, is nie 'n blaasbalk nie, ons noem hom as Smits vuurherd, het jy vuur gemaak, jou eister warm gemaak tot hy rooi warm is, en dan op hierdie swage blok moes jy hom die vorm gee wat jy hom wil hê. As jy hier 'n hoekeister wil hê, dan het jy hom hier neergesit, die plat eister wat rooi warm is, en geslaan tot hy hierdie vorm het, of watter vorm jy ook al wou gehad het vir die eister wat jy wil hê, of as jy hom wil buig, dan het jy hom hier ingedruk en gebuig, en so aan. So die ambeeld het saam met hom geloop. Ja, die ambeeld en hierdie vormblok het saamgeloop. Dit was noodsaaklike toerusting in die grofsmidwinkel gewees. Dan, hier het ek 'n voorraad treksage. Net wel, daar was nie elektrisiteit nie. Alles met die hand. Alles is met die hand gedoen. Jy moes met jou bome met hulle afsaag en so aan. Hierdie is 'n antieke mieliemele, wat jy mielies ingegooi het om te maal. Hierdie is die sens. As jy nou nie 'n sekel gehad het om jou koring te sny nie, dat jy met hierdie sens moes jy die koring sny. Hierdie is venstertjies wat oorgebly het van die NG Kerk op Ventersburg, wat tydens die Anglo-Boereoorlog afgebrand is. Dis wat van hom oorgebly het. Hierdie is die ou grassnyers wat ons mee groot geword het, Rudy. Jy sal onthou. Ja, Hierdie grasnyer. hy stootmodelle. Hy stootmodelle, ja. Nou hier is die Smits vuurherd wat die vuur opgemaak is, om het kole hier gegooi en vuur gemaak hier, en dan my wielietjie gedraai, wat dan nou lig hier deur geblaas het, om die eisters hitte te gee. Hitte te gee, ja. Die houtboor, of nie die houtboor nie, die het eisters geboor met hierdie boor. Die punt het nou hier aangekom, en dan moes jy nou maar soeg, tot jy die gat deur die eister geworstel het. Dit was nie maklik nie. Nee, dit was nie maklik nie. Nee. Hierdie kaart is van 'n klomp plase vanaf Virginia tot by Edenville, so strook wat in 1955 geteken is. Wat die doel daarvan is, weet ek nie. Wat baie die eienaars is op die plase se name, op die plase is die eienaars se name aangebring. Maar nou vra mens hoekom die snaakse driehoekies en lang hoekies en goed. Jy moet onthou, water was 'n probleem destyds. Elke plaas moet aangrensend aan 'n spruit wees, anders het hy nie water gehad nie. So dis hoekom party plase sulke snaakse vorms het, is laat hy by 'n spruit kon uitgekom het. Want as jy kyk na kaarte van Amerika, van daai plase is absoluut vierkantig in blokke, en hier by ons nie. Mense is absoluut afhanklik van spruite vir drinkwater. Kyk, ons is altyd anders. Ja, ons is altyd anders. Ek wil net, as jy kan, net een van hierdie streepsakke net wys. Goed. Want dit het ook 'n aandeel met die konsentrasiekampe. Ja. Want mense moet nou in gedagte hou, toe die Britte op die plase aangekom het, moes daai vrou net gevat het, want hulle was aangejaag en verskree, en partykeer was hulle gelukkig geweest. Hulle het later nie meer klere gehad in die konsentrasiekampe, en dan moes hulle van hierdie sakke gedra het as kledingstukke. Ja,
Nou dis hoe die streepsakke lyk waar die mielies ingekom het. Maar Ja. kan jy vir jouself indink om nou so 'n sak te dra op jou tere lyfie? Daai is grof, Hoe baie grof. verskriklik moes dit jou geskaaf het Ja, en jy gebrand het en ek meen ek dink nou aan Denys Reitz wat in sy boek Commando skryf, waar hy Kaapkolonie binne geval het, wat hulle ook nie meer klere gehad het nie, wat hy spesifiek van hierdie sakke 'n gat hier ingesny het en op die kante ook om sy kop en sy arms deur te steek, en laat hulle een nag die Engelse hulle gejaag het, wat dit so vriesend koud was, wat die ding so hard soos 'n panser aan sy lyf gevries het. Dat daar, ek dink 10 manne van die kommando dood is daai nag, as vol van koue, laat doodverklein. doodverkleim het. So, die sakke het mense se lewens gered in daai ekstreme weertoestande. Ja, nou kom ons hier by, julle moet onthou, vroeër jare is al die mielies met die hand afgepluk van die plant af. Dan is daai sakke met die koppe huis toe gevat, die blare is afgebreek. Dan is jou volgende probleem om die pitte van die stronk af te kry. Nou aanvanklik het die mense dit met die hande gedoen, so afgewikkel. Maar jou hande hou dit nie, is veral as jy baie koppe moet. Toe is daar 'n Amerikaner wat die masjien ontwikkel het in 1903. Maar dink nou mooi daaroor, daar is nie rekenaars gewees om die ontwerp te doen nie, jy moet dit van self doen. Voor dit was daar nog glad nie iets waarop jy kon verbeter nie. Hierdie ding is uniek, eerste een in sy soort. Kyk nou net mooi hoe werk hy. Kyk nou na die laaste aksie. Is dit nie pragtig nie? Yes. Is dit nie maklik? Dis maklik, Dis ja. nie maklik. Dan nou die volgende van hier af, is die mielies dan nou, jy kan nie die mielies eet, behalwe as jy kaboomlies eet, dan word die mielies nou in 'n meeletjie gegooi soos hierdie, en met die hand gemaal. Dis 'n bietjie min. So is hy gemaal. Jy kan die masjien stel fyner of grower, dan kan jy papmeel ook met hom maal, dan moet dit nou net gesif word, dan kan jy jou mieliepap maak. So jy was absoluut onafhanklik gewees. Jy het nie nodig gehad om alles in 'n winkel te gaan koop nie. Jy moet jou mielies plant, jy moet jou mielies versorg, dan moet jy jou mielies gaan oes, dan moet jy jou mielies pitte afmaak. As jy nie met die hand wil doen nie, jy vir jou so 'n masjienkie aangeskaf, en so meele, en sien daar, jy was selfversorgend. Wat sou so ontpitter nou gekos het daai tyd, min of meer? So, weet jy, Shilling, 'n shilling. ja, Ja. 10 cent. Ja. 10 cent. 10 cent was baie geld daai tyd. En is dit nie so, nee, ek is meer lief, of ek hou meer van daai grove mieliepap, as daai fyn mieliepap. Ja, ons eet ook net braaipap. Ja, braaipap. Grove eet. Ja. Ja, hy's baie Dis lekker. ongelooflik, nee. Ek meen, nou moet jy vir jouself aan dink. As jy nou sê, in daai jare het hulle mos nou gepraat van 'n morg, 10 morge. En as jy nou daai mielies nou moes gaan afpluk het en hom so deur so, hoeveel mielies kry 'n ou net op 'n hektaar? Ja. Min of meer. Ja, daai tyd 1000 mielies, 2000? op 'n morg, Ja. as jy 20 sakke morg pitte kry, was dit baie goed, 'n rekordoes Ja. geweest. Dis 2 tonne hektaar. So werk dit met jou hand. Hoe voel jy? Ja. Waar sit jou muscles? Ja, nee, ek het toe ek plaas toe kom het my pa my gemaak mielies oes. Ek moes varkbokke skoonmaak, koeistalle skoonmaak. Toe kom ek van die universiteit af. Toe gaan dit nie lekker af by my nie. Sê ek, pa, hoekom? Hier is mos mense wat dit kan doen. Sê, jy kan nie vir iemand sê om iets te doen as jy dit nie al self gedoen het
en jy weet wat se effort dit is om dit te doen nie. Jy moet dit self leer doen, basta. Ek sal vir jou sê, as jy gereed is vir iets anderster. As jy net so goed soos hulle kan doen, dan kan jy aanbeweeg. En ek is nie spyt daaroor nie. Maar dit moet dan seker 'n skok gewees het vir daai meisie op universiteit, as sy nou jou hand moes gevat het na so 'n oefening. En hy's grof. Wat sy nou vir haar ouers gesê het, ja, hierdie man se hande is so groot, so grof soos 'n deurmat. Ja, skuurpapier. Ja, nee. En dan het jy nou op die sluipwiele gekry van destyds. Hierdie is nou al redelik opgebruik. Maar hulle het gewerk sonder elektrisiteit. Hier is die later model wat ek mee groot geword het, wat lekker gewerk het. Jy kan sommer hoor hy het 'n bietjie meer spoed. Ja, nee, hy loop hoor, hy loop. Hierdie is nou 'n dussel. Weet jy of julle weet wat 'n dussel is? Dis nie 'n skoffelpik nie. Kyk, hy het 'n dik lem. Ja. Nou, as jy nou jou boom afgesaag het, en jy's nou hier in die binneland, en daar's nie 'n hardeware winkel nie, en jy wil 'n vierkantige balk hê, hoe maak jy? Daar's nêrens waar jy hom gaan kry nie, jy moet hom self maak. Nou saag jy jou boom eerstens af, dan vat jy jou dussel, hierdie balk, is uit 'n boomstam uit met 'n dussel gekap. Nou hy's amper 10 meter lank. Ja. Nou moet jy weet, jy staan buitspeen oor die boom, nou moet jy kap. Jy moet hom plat kap, omdraai, plat kap, totdat al 4 kante plat gekap is. Want nou moet jy mooi kyk, die ding is swaar. As hy gly en jy vang op jou maarmerrie, is jou been af. So jy moet weet wat jy doen. So dis 'n dussel, dis waarvoor hy gebruik was. Ek wil nou net vir interessantheid vra. Sine van Rensburg. En Andries Raad het dit een aand verduidelik met so 'n toer daar na sy wêreld toe daar in Ottosdal. Het gepraat van die kielhouers. Is dit nou dieselfde ding? Want die kielhouer was nou gebruik gewees om die wynvaatjies, daai ronding te kap. Het jy so iets? Is dit 'n kielhouer? Dis hy. My genade, hou hom. Is dit hoe 'n kielhouer? Dit is nou wat daai wynvaatjies Ja. kap, dan gee hom daai ronding. Gee, ja, dis hy. My wel wragtig, ek het nou vandag iets besonders geleer. Ja. Hier is 'n lucernkerwer. Geneem, Arnold. Klaar. Lucernkerwer. Die lucern maar daar ingedruk en gekerf. Hier kom baie kinders so om hulle te beskerm teen hulle self, het ek hom vasgemaak dat hy nie kan sny, want hy vlamskerp lemme hierso. So hulle sal hulle vingers mors afknip. Ek moet jou sê, as hier kinders inkom, dan dreun hierdie plek soos wat hierdie goed gehardloop aan die hardloop is. Maar gaan sê nou vir 'n kind, hoor jy gaan maal vir my mielies, dan is die gesig net so lank. Ja. Maar as hulle nou sien hoe werk die goed, is hulle baie opgewonde. Hierdie sluipstene hardloop, in die meele hardloop, die pitte spat soos wat hulle hierso werk. Ja, hier's natuurlik die blaasvlam van destyds, wat met parafin gewerk het. Nou net vir interessantheid, wys nou net vir die kyker. Nee, demonstreer nou, dat ek weet jy gaan dit reg doen. Ek weet nie hoe werk hy nie. Nee, Ja. weet jy nie? Ja. OK, hou gou. Arnold, hou net so vas, dan verduidelik ek nou. Nee, gaan daar staan, hou net so vas. Nou, Tally, baie dankie vir die voorreg. Nou, my pa het gehou van visvang. En met hierdie blou lamp het hulle gewiggies gemaak. Met ander woorde, hulle het lood gesmelt. Dan het hulle amper soos 'n teelepel of 'n dessertlepel, het hulle dan daai warm lood daarin gegooi. Want hulle, partykeer het hy 'n vorm gehad, want hy 'n gaatjie gehad waar jy natuurlik nou die vislyn aangesit het. Nou, om hierdie aan die brand te kry, ek is nog bevoorreg, ek het nog my skoonpa sinne, is jy maak hom vol parafin. Hy het so dingetjie wat jy hierso afskroef, dan gooi jy hom nou vol parafin, dan maak jy hom nou toe. Dan het jy nou so lang stukkie draad gekry met amper watta wat om daai draad is, wat jy dan nou hierso gesit het, daar reg by daai gedeelte daar, want daai gedeelte moet nou warm gemaak word. Dan steek jy daai gedeelte aan met sprits.
dan sit jy hom daar, dan wag jy tot hy warm word. Dan gee jy hom so 'n paar pompe, want hy moet nou wind die binnekant kry om die parafien wat hier is, daardeur daai pypie daar te druk. Nou, ek weet nie of jy mooi kan sien nie, daai pypie, daar is die punt van daai pypie. Dan het jy so 'n lang plat plaatjie gekry, met 'n baie fyn, maar 'n skerp stukkie staal heel vooraan. Dit het hulle genoem die prieker. So as jy hom dan nou 'n paar keer gepomp het, en hy begin nou met die vlammetjie wat hier brand, en hy steek daai aan die brand daarso, dan maak hy so om dan nou 'n baie mooi eengalige blaas te kry. Het jy dan nou daai prieker gevat, dan het jy hom nou daar ingedruk, daai pypie het 'n baie dun gaatjie daarso. Daai stukkie staal het dan nou daar ingegaan, stukkies vuil goed, wat nou daar binnekant was, dan maak jy met daai prieker so, dan maak jy daai gaatjie daarso, maak hy skoon. En dan het jy 'n mooi eengalige blou vlam gekry wat jy vooruit geblaas het. Pragtig. Nou, ons moet hom seker daar sit. Dankie. Dankie my kameraman. Dis 'n mooi opnuus gewees, hoor, dankie. Ou leer altyd, jy sal verbaas hoeveel mense kom hier in, wat my vertel hoe goed gewerk het. Hier's party goed wat ek glad nie weet wat dit is nie. Dan kom hier iemand in en sê hy vir my, hoor hierso hierdie ding, so en so en so. Soos hy gesegd is, en dis is nooit te oud om te leer. Nee, glad nie. Goed Tally, ons beweeg aan, wat se gedeelte is nou hier onder, dit lyk amper soos 'n Hierdie is 'n yskas motor. hoë drukpomp, handmodel, handaangedrewe hoë drukpomp. Ja. Waar jy moet die hand water moes teen 'n hoogte uitpomp, of oor lang afstand, moes jy die waterpomp met hom. Dis ook besonder, die eerste keer dat ek so iets sien. Ja. Hierdie is apparate waarmee hulle vloerplanke vasgesit het. Jy klamp hom vas hierdie gedeelte op die balk waarop die vloerplanke lê. Dan hierdie gedeelte draai jy, En dan druk hy daai planke nou na mekaar. druk jy die planke na mekaar toe, laat hulle lippies in mekaar indruk, en dan slaan jy die spykers in, dan is jou vloerplanke mooi styf teen mekaar. So jy kort, dan skuif jy, dan sit jy nuwe vloerplanke in, jy druk hom in, en so. Ek het ook nie geweet wat dit is nie, tot iemand my ook kon vertel het wat dit is. Nou goed, net 'n vraag. Kan jy die naam van daai spykers onthou, wat hulle die voerplanke? Nee, wat? Ek het ook nou vergeet. Ek is so plat ene. Ja, so plat, so snaaks. Ja. Ek het daar van hulle by die huis. Ja. Amper soos 'n buffelspyker. Ja, Hy is ook nie soos 'n ronde spyker met 'n kop met 'n skerp punt nie. nee, Hy loop soos 'n tyd in na die onderkant Dis toe. hy. En as jy hom ingeslaan het, baie huise het dit nog vandag in. Dan skuif hy nie. ja, nee, ek het ook nog van nou. Het jy? Dan wys ons net vir die kyker. Sal net moet soek. Ja, okay. Nou hierdie is nou die groter weergawe van die mieliepit afmaker wat ons hierna gekyk het. Hier kon jy nou 'n klomp mieliekoppe ingooi. En dan het jy die pitte afgemaak. Maar dan het hy nou als hieronder gegooi. Ek het dit nou nie hierso gedoen nie, want ek het nie, my vloer is nie sodanig dat ek die pitte maklik kan optel nie. So dis nou weer 'n verbetering op daai, soos die tegnologie ontwikkel het. Case International of International Harvester het hierdie produk gemaak. So dis die voorloper van hierdie stroper wat jy hier buite sien staan het. So hy ontwikkel van hier af tot by daai selfaangedrewe stroper. So die is ook so 110 jaar oud, sou ek sê. Hierdie is windlaaiers. So windkrag is niks niets nie. Daar is die pryslys, ek dink is 1938 wat daar staan, van hierdie windlaaiers. Hulle kan nog hardloop, maar hulle kan nie meer krag opwek nie. Jy die 6 volt en die 12 volt kry. Goed. Hierdie is 'n seekoei onderkaak. So 'n klompie jare gelede kom ek op Kroonstad se eeufeesblad af. Nou Kroonstad was in 1955 dink ek 100 jaar oud gewees. So Kroonstad is so omtrent 1855 gestig.
En in die blad kom ek op die foto af van die 2 kindertjies wat by die onderkaak van die sekoe staan. En ek sien die name Serfontein en ek bel na die persoon se huis toe. Hy is toe nou al 'n volwassene. Dit is nou so 'n paar jaar gelede. En sy vrou sê vir my, ja, sy weet van die foto. Maar wil ek nie die ding hê nie. Die ding staan in haar sitkamer. En die familie gaan haar vreeslik kwaadlik neem as sy die ding weggooi en sy hou nie van die ding nie. Maar as sy nou sê sy het hom aan 'n museum geskenk, sal dit baie goed afgaan. Want die gevolg is dis hoe hy hier beland het. Hulle het 'n baie goeie keuse gemaak. Aida Serfontein het hom vir my geskenk. Hierdie is 'n pitkatrol. Jy moet nou mooi onthou, voortrekkers kom die binneland in. Dis ongerep, onbeskaaf. As jy wil water hê, moet jy afgaan spruit toe. Jy moet by die spruit of by die rivier moet jy jou water gaan skep. In 'n emmer aandra huis toe of waarheen ook al. Daar is nie lopende water gewees, in krane en badkamers het nie bestaan nie. Jy het jou water van die spruit af aangedra. Nou word dit droog, die spruit droog op. Die fontein droog op. Wat maak jy? Jy moet 'n plan maak om te oorleef. Jy kan nie gou dorp toe gaan om te gaan water koop of iets nie. Die rivier is 50 km, is 2 dagreise van jou af. Nou grawe jy 'n put tot jy water kry, daar naby waar die fontein was. Dan op 'n stadium, dan kry jy nou weer water. Met ander woorde, dan raak jy nou weer geholpe. Maar dan raak jy, soos 'n droër word, sak die watertafel laer af. Nou moet die put al dieper gegrawe word. Op die ou einde kan jy amper nie meer onderbykom nie. Jy kan nie afklim nie, want die put se kante val in as jy baie karring aan dit. Dan het hulle die pitkatrol gebou. Die pote staan weerskante van die put met 'n tou aan, met 'n emmer onderaan wat afsak in die put. En as die emmer nou onder in die water kom, dan is hy vol water, dan draai die slinger, dan trek jy die emmer water op boontoe. En dan kan jy jou emmer water van die katrol afhaal, in huis toe dra en terugkom, en weer die emmer raak, weer afsak in die put. So dis 'n pitkatrol hierdie. Hierdie apparaat het hulle perdehare mee geskeer. As jy mooi kyk, sal jy sien hier's 'n raaitjie en hier's 'n raaitjie. Binne in hierdie pyp is 'n kabel wat aangedryf word deur hierdie slinger. Jy draai die slinger, dan dryf hy die kabel aan, die raaitjie dryf daai ding aan en jy het 'n knipper wat so knip. So dis hoe hy gewerk het. Maar hy is spesifiek nie vir skape gewees nie. Skaapwol is te dig. Vir perdehare of goed wat minder digte hare gehad het, het hulle hom voorgebruik. So iemand moes heeltyd gedraai het en Iemand die draai een heeltyd. geknip. Een knip en een draai heeltyd. Ja. Nou hier agter jou, Rudy, het ons 'n kaart van al die stasies in Suid-Afrika. Stasies, haltes, seilyne van die Kaap tot bo Noord-Transvaal. Hier's 'n paar duisend van hulle wat deur ons mense ontwikkel is van 1894 af tot waar hulle dit nou weer begin afbreek het. Maar as jy dink aan daai ontwikkeling, op elke stasie was daar 'n stasie gebou, met 'n stasiemeester se huis, met 'n gesinnetjie. Elke stasie of halte het 'n klein poskantoortjie gehad en 'n plaaswinkel wat handel gedryf het met mense. Dit het pragtig gewerk. En dan skryf iemand nou die dag, wat ek hoor, 'n boek oor die verwoesting van apartheid in Suid-Afrika. Lyk dit vir jou soos verwoesting? Dis ontwikkeling. Die verwoesting het na apartheid gekom, Ja. nie tydens apartheid nie. Dit was ontwikkeling. En dit is in 30 jaar mense leeftyd afgebreek. Ja, 100 jaar. In die stad tot waar jy kan gaan, tot op die uithoeke, of dit nou Bissies vleisstasie is en of dit nou Johannesburgstasie is.
100 jaar se ontwikkeling is in 30 jaar vernietig. Ja. Aan hierdie kant kan ons nou kyk. Hierdie Veldshoorn is 'n stasie in die suide van Namibië. Ek het die naamwoord aan Henneman opgetel. Ek vermoed maar ouens het gaan visvang in Namibië en bietjie lekker gekuier en die ding vasgelê en toe nou opgeskep met hom geraak en hier op Henneman kom weggooi. Dit ek hom nou kom optel want dis 'n klein stasie in die suide van Suid-Afrika. Ja. Nou elke stasie het 'n kaartjieskantoor gehad. Elke stasie het 'n stasiemeester met 'n kaartjieskantoor gehad waar jy 'n kaartjie kon koop na enige plek in die Republiek van Suid-Afrika kon jy vir trein ry. Dit was nou miskien goedkoper om die goederetrein goed te stuur, maar daar was passasierstreine eerste en tweede klas, jy kon landwyd kom, wat jy, en dat elke stasiemeester het dan nou die signale gehad, waar hy die treine gerangeer het, as daar op die hooflyn 'n trein aankom, dan besluit hy watter een kry voorkeur, die een wat nie voorkeur kry nie, word op die sylyn gerangeer, dat die een wat voorkeur kry, kon verbykom en aangaan. En dan is die ligte, is gebruik in die nag, of in die dag ook, om die treine te waarsku of hulle moet stop, en of hulle kan aangaan. Hier is die wit lig, as hy die wit lig gekry het, kon hy verbygaan. As hy die rooi lig gekry het, dan moes hy weet, hy gaan afgerangeer word na die sylyn toe, dat die voorkeurtrein kon verbygekom het. Hierdie is 'n sluipwiel. Elke dorp destyds het 'n messesluiper gehad. Hy het die ding op sy fiets gelaai op 'n manier en deur die dorp gery en sy klokkie gelei. En as jy die klokkie oorlei en jy het 'n mes of 'n skêr of iets wat geslyp moet word, het jy uitgegaan, hy het stilgehou, sy apparaat afgelaai, jou mes of skêr geslyp. As jy klaar is, het jy hom sy penny of 2 pennies gegee en hy het aangegaan en hy het 'n lewe gemaak daaruit. Dit was nou maar so. Soos 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê ja, hy het sy mes geslyp vir jou. Ja, Met ander woorde, jy moet uit sy pad uit bly. dit is, hierdie kant is houtwerk toerusting. As jy nou net kyk na hierdie, hoe primitief dit aanvanklik was. Dis nou 'n skaaf. Dis nou 'n houtskaaf, ja. Ja. Jy het nou hierdie lem gestel en met 'n wiggie wat hier ingedruk word, is die lem vasgehou. Daar's nie skroewe in goed gewees nie. Dit het hulle nou ontwikkel later. Hierdie een wat bietjie meer modern gelyk het. En dan nou later tot hierdie's wat ons mee groot geword het, wat seker deesdae ook nie meer gebruik word nie.